In Matteus 6 vers 9 tot 13 leer die Here Jesus ons hoe om te bid. Hy sê onder andere, so moet julle bid, vergeef ons skulde. Ons is elkeen bewus van die verkeerde wat ons soms doen. Dit is werklik 'n geveg om heiligmaking na te streef, want die sondige vlees is altyd teenwoordig en in stryd met die gees van die mens. Paulus beskryf dit juis in Romeine 7 vers 18 tot 19, wanneer hy sê, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie, want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Gelukkig het Christus vir ons sondes gesterf. En gelukkig is sy vryspraak steeds van krag. Hebreërs 4 vers 15 sê voorts, Jesus het medelee met ons swakhede. Ons vlees is swak. Ja, ons is bewus van ons swakhede en ons neiging tot sonde, maar nog groter is die wonderlike bewustheid van Christus se vrymakende vergifnis en genade. 'n Vergifnis wat nie verwyd en verwerp nie. Nee, Jesus se vergifnis spreek ons vry. Daarom kan ons met vrymoedigheid bid. Vergeef ons skulde. Dankie Hemelse Vader vir genade. Dankie dat U ons nie veroordeel nie, Here. Dankie dat die Here Jesus Christus vir ons sondes gesterf het. En Here, ons wil nie met 'n fokus op sonde leef nie. Ons wil eerder leef met 'n fokus op U vergifnis, U vrymakende genade. Ons is so afhanklik van die Heilige Gees. En ons bid vandag dat die Heilige Gees ons in tye van versoekinge, in tye van swakheid, sal krag gee om nee te sê vir die sonde. Maar dankie dat ons vandag daardie gerusstellende oortuiging het, dat wanneer ons wel sou val vir die sonde, dat ons net kan sê, Vader, vergeef ons skulde, vergeef ons sonde, en onmiddellik is die vryspraak daar. Hoe loof ons U vandag, Here, dat ons voor U kan staan, soms met sonde belas, maar Here, wanneer ons aanspraak maak op vergifnis, dan is dit daar. Daarom bid ons nou met vrymoedigheid en met vreugde. Vader, vergeef ons skulde. En Here, ons neem daardie vergifnis nou aan, in die wonderlike naam van Jesus Christus.